so dankbaar om hier so voor te Amen, kan prys staan. die Here, En halleluja. weet ons is almal hier so teenwoordig om vir een rede, om die boodskap van die kruis te Amen, luister. prys die Here, prys En sy te naam. groei en te versterk en vrolik te wees. Daar's nie verjaarsdag wat ek van weet op hierdie stadium nie. As daar enige iemand is wat verjaar wat ons nie in die boekie het nie, laat weet maar vir pastoor of vir Boetie Rudolf. Laat ons dit kan opskryf vir julle en laat ons dit die dag saam met julle kan eer en geniet. Dan ons gewone afkondigings. Daar is die 12de die uitreiking na die kinderhuis toe. Ons vra nog vir donasies, ons enige iets is welkom. Amen. So ja, dra by en kom geniet die dag saam met ons as ons uitgaan om dit te gaan skenk aan die mense, die 12de. Die 13de kom ons by mekaar daar so by Soetdoring, of ons kom eintlik hier by die saal by mekaar. Maar ons gaan die 13de, die Saterdag daar by Soetdoring wees, waar ons die afsluiting vir die jaar gaan doen vir die gemeente. So ons nooi almal uit, kom saam met ons, kom geniet dit en mag dit 'n vreugdevolle dag ook wees vir almal. Dan soos gewoonlik, ons Sondag is ons erediens. 9:00 die oggend elke Sondag. Amen. Of dit nou winter is of somer is, windwaai of reën, ons is hierso. Amen. Ons is vrolik en ons geniet die dag saam met mekaar. Want as ons is hier vir een rede en dit is om Christus te vergroot. Amen, prys die Here, halleluja. Woensdae het ons woordstudie. Daar is party Woensdae wat ons wel biduur het. Kom en geniet dit saam met ons. Bring julle halleluja vreugde en julle geselskap en kom leer saam met ons. Amen. Ons groei almal en ons kan nie ophou groei nie. Vrydag sal dit jeug wees met afkondiging. So ja, hou maar die inligting dop. Daar sal afgekondig word of daar jeug sal wees. As daar jeug is en daar is probleme met vervoer vir die jonges, laat weet vir pastoor en vir Boetie Rudolf. Hulle sal plan maak om die kinders veilig te hê by die saal en veilig terug te vat huis toe. So ja, dan kom ons so aan die einde van die afkondigings. En ons gaan oor na die musiek toe, as ons almal kan staan. Amen, prys die Here, kom ons staan saam. Ons gaan lekker die naam van die Here groot maak. Is julle bly om vanmôre in die huis van die Here te wees? Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Halleluja. Want hy is waardig. Hy is waardig om geëer te word en om geloof en prys te word. Sy naam is wonderbaar. Ons Here Jesus Christus. Prys die Here. Verskoon maar net, ons het probleme met ons klanktoestel, maar ons vertrou dat die Here vir ons daarso ook weer eens, soos hy altyd getrou is, weer eens voorsien, sodat ons alles kan doen wat gedoen moet word. Ons gaan begin met 'n koortjie. Ek dink is baie bekend by julle, alle nasies moet die Here dien. So ons gaan daarmee begin en ons vertrou dat die Here vir ons sal kom seën met sy teenwoordigheid. Prys die Here. Kom ons sing lekker saam tot eer en verheerliking van die Here se naam. Die Here dien, alle nasies moet die Here dien, alle nasies moet die Here, moet die Here, moet die Here dien. Hey, kom ons saam, hey, kom ons saam, hey, kom ons saam. Tot binne Jerusalem, nasies moet die Here dien, alle nasies moet die Here dien, alle nasies moet die Here, moet die Here, moet die Here dien. En hier kom ons saam, en hier kom ons saam, en hier kom ons saam. Binne Jerusalem, nasies moet die Here dien,
Alle nasies moet die Here dien. Alle nasies moet die Here, moet die Here, moet die Here dien. Kom ons saam. En kom ons saam. En kom ons saam. Tot binne Jerusalem. Nasies moet die Here dien. Alle nasies moet die Here dien. Alle nasies moet die Here, moet die Here, moet die Here dien. En kom ons saam. En kom ons saam. En kom ons saam. Tot binne Jerusalem. Nasies moet die Here dien. Alle nasies moet die Here dien. Alle nasies moet die Here, moet die Here, moet die Here dien. En kom ons saam. En kom ons saam. En kom ons saam. Tot binne Jerusalem. Nasies moet die Here dien. Alle nasies moet die Here dien. Alle nasies moet die Here, moet die Here, moet die Here dien. En kom ons saam. En kom ons saam. En kom ons saam. Tot binne Jerusalem. Alle nasies moet die Here dien. Alle nasies moet die Here dien. Alle nasies moet die Here, moet die Here, moet die Here dien. En kom ons saam. En kom ons saam. En kom ons saam. Hier binne Jerusalem. Nasies moet die Here dien. Alle nasies moet die Here dien. Alle nasies moet die Here, moet die Here, moet die Here dien. Halleluja, kom ons gee die Here 'n lofoffer. Halleluja. Is hy nie wonderbaar? Yes. Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Yes. Is hy nie wonderbaar? 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 Hy is die raadsman. Hy is die sterke God. Hy is die ewige Vader. Hy is die vredevors. Hy is die raadsman. Hy is die sterke God. Hy is die ewige Vader. Hy is die vredevors. Halleluja. Hy is wonderbaar. Sy naam is Jesus. Halleluja. Ken jy Jesus? Het jy sy vrede gesmaak vanmôre? Prys sy naam. Is hy wonderbaar vir jou? Nie wonderbaar. Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Yes.
Hy is my raadsman. Hy is die sterke God. Hy is die ewige Vader. Hy is die vredevors. Hy is die raadsman. Yes, hy is die sterke God. Hy is die ewige Vader. Hy is die vredevors. Halleluja. Jesus is alles in een. As jy Jesus het jy niks nodig nie. Hy is die vervulling, halleluja, wat hy elkeen verlang. Sy naam is Jesus. Kom ons maak die Here groot, man. Mag jou aanbidding aansteeklik wees vir die een langs jou. Sê vir die een langs jou, Jesus het jou lief. Ja, is jy lief vir die Here? Vra, is jy lief vir die Here? Nou ja, is hy wonderbaar vir jou. Yes. Hy raadsman. Hy is die sterke God. Hy is die ewige Vader. Hy is die vredevors. Hy is die raadsman. Het jy raad nodig? Hy is die sterke God. Het jy deurbraak nodig? Hy is die ewige Vader. Hy is die vredevors. Het jy vrede? Hy is die raadsman. Hy is die sterke God. Hy is die ewige Vader. Hy is die vredevors. Yes. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. Ons moet ons voel, ons het kerk gehou vanmôre. Halleluja. Prys sy naam. Yes, maak hom groot. Halleluja. Jesus lewe. Hy is wonderbaar. Hy is ons raadsman. Hy is ons ewige Vader. Sterke God. Hy is die koning van die konings. Jesus. Halleluja. Prys sy naam. Halleluja. Waardig is die lam, worthy is the lamb. Kom ons kom in aanbidding voor die Here. Ons wees stil en weet. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In Love you paid, gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and your grace. You
for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and grace. We honor you this morning. Hallelujah. Mag U al die lof en die eer kry. Hallelujah. I love the Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you. I love you. Hallelujah. Hallelujah. Praise sy lieflike naam. Praise sy wonderlike naam. I love you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise sy lieflike naam.
Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Halleluja. Wat was 'n soet en aangename offer vir die Here? Dit wat Jesus Christus en hom as gekruisigde. Die Here Jesus wat sy lewe kom aflê het, was 'n soet en aangename geur vir die Vader. Hoe kan my lewe 'n reukwerk voor sy aangesig wees? Nie deur die vlees en deur hoe hard ek kan sing, nie deur dit wat ek kan verrig nie, maar deur dit wat Jesus verrig het, en my geloof en vertroue alleenlik op hom, en wat hy vir my kom doen het aan die kruis. Geliefdes, hierdie laaste lied is 'n begeleiding. En die Here net weer eens vir elkeen van ons kom bevestig dat hy is God. En dat hy druk dit neer op elke ene van ons, dat ons sal stil wees. Wat beteken dit om stil te wees? Dit beteken om jou werke eenkant te sit. Dit beteken om stil te wees in die vlees en lewendig te wees na die gees. En dit alleenlik is om te weet dat God in Christus Jesus die wêreld met hom versoen het. En dat dit is dit wat vir ons die weg en die waarheid en die lewe geword het in my persoonlike lewe. So terwyl ons na hierdie lied sing, wil ek hê dat jy al jou bekommernisse, alles wat jy mag deurgaan vanmôre, alles wat jy voor die Here wil neerlê, wil ek hê dat jy dit op 'n persoonlike vlak neerlê voor sy aangesig. Wees stil en weet, ek is jou God. Nog toe voor die wêreld in sy bestaan was ek. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Nog voor jy gedink het aan jou probleem, het ek al reeds 2000 jaar terug dit vir jou opgelos. Ek het gesê dit is volbring, want ek het die vereistes van die Vader ten volle volbring. Mag jy stil wees en weet dat jou geloof en vertroue alleenlik op die Here Jesus geplaas moet word en dit wat hy vir jou gedoen het aan die kruis. Lê al jou bekommernisse, al jou vrese, jou verlange, lê dit voor hom neer, want hy is jou God. Hy is die groot ek is. Hy is die een, halleluja, wat die onmoontlike kan doen. Wees stil en weet, ek is jou God. Wees stil en weet, ek is jou God. Wees stil en weet, ek is jou God. Kom ons wees stil, moenie rondkyk nie. Fokus op die Here vanmôre. Kry jou gedagtes en jou geloof in jou hart vasgemaak in dit wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. Hy is die een wat die onmoontlike kan doen. Wees stil en weet dat hy jou God is vanmôre. Wees stil en weet, hy is die een wat vir jou die onmoontlike kan verrig. Hemelse Vader, ons dankie Here dat ons vanmôre weer eens in die kosbare, tasbare teenwoordigheid kan wees. Here, ek wil bid vanmôre, Here, dat U
by elke een sal stil staan. Here, vir die wat U nog nie ken nie, vir die wat U nog vreemd is. Here, wil ek bid, Vader, dat U die oortuiging deur U Gees sal bring, Here, in hulle harte en in hulle lewens. Here, dat U elke storm sal stilmaak, Here. Here, want U is die een wat die onmoontlike kan verrig, en ons eer U daarvoor in die kosbare naam van Jesus. En ons sê vir U dankie daarvoor. Amen en amen. Julle kan julle sitplekke neem. Halleluja. Prys die Here. Ons kan stil wees en weet dat Hy ons God is. Ons kan stil wees en weet dat Hy in beheer is van elke saak. Geliefdes, julle kan vir my julle Bybels blaai na Psalm 46. En ons gaan begin by die eerste vers. En soos die Here vir ons lei in sy woord, dan ook vir ek en vir jou 'n woord vir vanmôre. Halleluja. Geliefdes, daar kom tye in ons lewe en meerendeels nou, in hierdie tyd, waar dit voel of alles uit mekaar val. Waar dit voel of alles uit mekaar val. Maar geliefde boetie en sussie, terwyl ons voel dat alles uit mekaar uitval, moet ons weet dat in Christus val alles in plek. So of ek is in hom, beruste in die wetende en in die wil van God, dat ek weet die woord van die Here sê wat vir my? Wat sê die woord van die Here vir my? Hy sê vir my alles, sê gou alles werk ten goeie uit vir die wat die Here lief het. Halleluja. So wat kan ek vanmôre vir jou sê? Alles werk ten goeie uit vir die wat die Here lief het. Halleluja. Toe Jesus Christus vir ons op Golgotha gesterf het, vir wat het dit gelyk vir sy disippels op daardie oomblik? Vir wat het dit gelyk vir die mense op daardie oomblik? Dit het gelyk soos 'n nederlaag. Dit het gelyk soos of dit 'n nederlaag is. Maar geliefde boetie en sussie, terwyl hulle gedink het dat alles uit mekaar uitval, alles is besig, soos die woord van die Here sê, ek het die herder geslaan en die kudde het gespat. Geliefde boetie en sussie, terwyl hulle gedink het dat alles uit mekaar uitval, het God se plan in plek geval. Halleluja, want Jesus Christus het die prys vir ons kom betaal, en dit is deur dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het met sy kosbare bloed. So terwyl ons deur hierdie lewenswandel loop, sien ons daar is soveel dinge wat gebeur in ons eie lewe. Dinge wat veroorsaak dat ons moedeloos word. Dinge wat veroorsaak dat ons werklik waar beginne dink, Here, waar is U in hierdie saak? Maar op die einde van die dag is die Here in daardie saak. Die Here is daar teenwoordig, en ek het 'n boodskap vir jou vanmôre. Dat al lyk dit of alles uit mekaar uitval, as jy jou geloof gefestig hou soos 'n anker in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, sal ek vir jou waarborg dat alles is besig om ten goeie uit te werk vir jou. Maak nie saak of jy dit nou mag sien nie. God weet wat vorentoe gaan gebeur. God skuif alles in plek soos wat hy dit voor die grondlegging van die wêreld daar geplaas het, geliefde boetie en sussie. Ek sê juis vir my vrou vanmôre, hoe gebeur al hierdie dinge? Dit help nie, ons raak bekommerd en ons wonder waar ons hulp vandaan kom nie, want ons weet dat Jesus Christus bly in beheer van elke saak. En om te bekommerd te wees en om te worry oor dinge wat geen uit jou bereik uit is nie, geliefde boetie en sussie, gaan vir jou moedeloos laat. Geloof laat staan en vertrou op die Here, onse God. Halleluja. Wees stil en weet, ek is jou God. Prys sy lieflike naam. Psalm 46 sê, vir die musiekleier van die kinders van Korag, met sopraanstemme, 'n lied. God is vir ons 'n toevlug
en 'n sterkte, halleluja, toevlug, ek kan hardloop na hom toe, as ek hulp nodig het, halleluja, het jy hulp nodig, kan ek vir jou sê, dat as jy gedink het, alles loop klop disselboom, het jy nog steeds die grootste hulp nodig, want jy moet Christus lewe elke dag, halleluja, so ek het elke dag die Here nodig, of dit nou goed gaan, of dit nou nie so goed gaan nie, kom ek sê vir jou, ons het die Here nodig, en hy is ons toevlug, ons ken daai liedjie wat sê, van Jesus is die rots, en binne in hom is dit waar ons skuil, halleluja. En daardeur moet ons weet, elke dag, moet ons in Christus skuil, halleluja. En dit is niks anders nie, behalwe, deur ons geloof van harte, in wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, waar hy vir ons 'n toevlug, halleluja, en 'n sterkte kan word, halleluja. Hy het vir ons 'n sterkte geword, halleluja. Hy het vir ons 'n sterkte geword, toe hy vir ons daai prys op Golgotha betaal het. Ons sing mos altyd so bold, daar is krag in sy bloed, daar is krag in die naam van Jesus. Maar mag dit nie net woorde wees, of 'n slagspreuk nie, maar mag dit 'n daaglikse wandel wees, halleluja, mag dit 'n hartsuitreiking wees, halleluja, en vertrou die Here, halleluja, dat jy in die krag van sy sterkte kan staan. Waar moet ek en jy staan vanmôre? Elke oomblik in die oorwinning van die Here. Is dit nie skriftuurlik vanmôre nie, geliefde broeder en sussie? Ek staan in die oorwinning wat hy behaal het, want ek weet, om daarin te staan, het ek dit wat God vir my in Christus Jesus gee. En as hy hierdie maand vir my deur 'n dal van donker skaduwee vat, dan vat hy vir my deur 'n dal van donker skaduwee. Kom, ek maak dit vir jou 'n realiteit. Die kind van God se hart, sy lewe is nie net 'n lewe van maanskyn en rose nie. Dis 'n lewe van wat? 'n lewe van geloof. 'n lewe waar ek 'n goeie stryd moet stry, 'n geloof waar ek my kruis moet opneem, waar ek self moet verloon, geliefde broeder en sussie, elke dag. Vers 2 sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte, as hulp in benoudheid. Hy is in hoë mate beproef, geliefde broeder en sussie. Hy is beproef in 'n hoë mate. As ons moes gekyk het, wat het Jesus deurgegaan? En as ons lees in Hebreërs, sê hy is bo hoë mate beproef, maar hy kan ook met ons medelee hê, want hy is net soos ons versoek, maar sonder sonde. Hy het daar in die hemelse plekke deurgegaan, geliefde broeder en sussie, en hy het gaan sit, halleluja. Hy het gaan sit, dit beteken die werk is volledig, en waar het hy gaan sit? Hy het gaan sit aan die regterhand van God. En as hy aan die regterhand van God gesit het, dan het hy vir my geword, die reddende krag van God. Dan het hy vir my geword, die sterkte van God in my lewe. Ek weet nie wie skryf linkerhand nie, maar die woord van die Here sê, as jy jou regs is jou hand, wat dit raakvat. Dis die hand wat die werk verrig. En hoe werk God in en deur my lewe? Dit is deur dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Hy werk binne die raamwerk van die kruis. En my geloof en vertroue in daardie voltooide werk, bring God vir ons in Christus Jesus die deurbraak. Vers 3, daarom sal ons nie vrees nie. Omdat ek dit weet, sal ek nie vrees nie. Wat is vrees, geliefde broeder en sussie? 'n Vrees is 'n gees wat vir jou vinnig kan beetvat as jy dit toelating gee in jou lewe. 'n Vrees is 'n gees. Want die Here sê, ek het julle nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, selfbeheersing en 'n gesonde verstand. Geliefdes, jy moet weet waarom jou self dood te reken
En jy moet weet waar Paulus sê, ek slaan nie soos iemand wat in die lug slaan nie. Hy het geweet waar slaan hy 'n kolhou. Is daar wanneer hy sy geloof en sy vertroue sit, en dit wat Jesus gedoen het, he gave Satan a death blow. A death blow. And God be the glory. And the boast must be in the cross of our Lord Jesus Christ. If it's not in the cross, it's the boast is in yourself. God receives glory and no flesh shall glory in his presence. Geen vlees sal in sy teenwoordigheid roem nie. Waar sal ons roem lê? In die kruis. Ons roem sal lê in dit wat Jesus gedoen het daar. Daar waar alle vrees verdwyn. Al wankel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Al voel dit of alles buite beheer raak, al voel dit of alles rondom jou buite beheer raak, geliefde boetie en sussie, ons weet dat ons 'n toevlug het, ons weet waar ons krag en ons sterkte vandaan kom, ons weet waar ons geloof geanker moet bly, en dit is in die voltooide werk van Jesus Christus, en ons moet daarin wandel, ons moet daarin beweeg, maar die vyand is al so slinks om 'n saad van vrees te saai, deur omstandighede. Jy moet stil wees en weet, hierdie situasie is nou waarin ek te doen te kom, maar my Jesus het gesê, halleluja, dat ek jou nooit sal begewe, en jou nooit sal verlaat nie, ek sal saam met jou gaan, halleluja, deur die riviere, oor die berge, ek sal met jou wees. Is dit vanmôre jou kreet? Is dit vanmôre jou gesang vanmôre, halleluja? Daarom sal ons nie vrees nie, al wankel die aarde, al wankel die berge weg, al in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. Sela beteken jy moet dit oordink. Kom ek sê vir jou, ja, die Here sê jy moet dit oordink vanmôre. Hoeveel dinge het in hierdie afgelope tyd nie met jou gebeur nie? Hoeveel dinge is besig om te lyk of dit uit mekaar uitval? Die Here wil hê dat jy moet dink dat hierdie dinge is nie waar jou fokus moet lê nie. Jou fokus moet op hom lê. Kry jy Jesus in oog, want ek sê vir jou, toe Petrus sy oog van Jesus afhaal, toe begin die water om oorstroom, geliefdes. Kom ek sê vir jou, jy kyk nie na jou probleem nie, maar jy kyk na die een wat het oplos vanmôre, dis Jesus Christus, halleluja, en deur jou geloof in wat hy vir jou daar aan die kruis gedoen het, halleluja. Die mense mag sê dit en dat en dit, maar ek sê, my God, halleluja, my Jesus, halleluja, kan alles doen, halleluja, kan alles doen, prys sy lieflike naam. Hy kan alles doen. Glo jy dit vanmôre? Of word jy nog steeds gevang onder daai stryk van vrees? Wat as hierdie of wat as daardie? Wat as dit of wat as dit? Wat is wat en wat is wat? My God het gesê. Staan ek op sy woord vanmôre? Halleluja. Die stroompies wat 'n rivier maak, die Godstad bly. There's a river that flows, hallelujah. There's a crimson stream that flows, hallelujah, from Calvary. There's a gushing water of life that flows from Calvary. Ek wil hê jy moet jouself indink. Die Israeliete, hulle het gemurmureer en gesê, Moses, jy het ons uitgevat, ons gaan hierso vergaan van dors. En Moses slaan die rots. En bykans 3 miljoen Israeliete. Ek praat nie, weet julle hoe baie is 10.000 mense? Weet julle hoe baie is 50.000 mense? Nou hoe baie is 3 miljoen? Geliefde boetie en sussie, daai rots wat geslaan was nie 'n stroompie nie. Dit was 'n groot stroom. Geliefdes, in Christus Jesus is daar 'n oorvloed van nuwe wyn vir jou vanmôre. Wat die Godstad bly maak.
My blydskap en my toevlug is die Here. My blydskap is in dit wat hy vir my aan die kruis gedoen het. Daar's geen groter blydskap as die wetende dat Jesus Christus deur sy kruis vir my die genade voorsien het elke dag. Die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly. Daar's 'n lied wat ook sê, there is a river that flows. Oh, there is a river that flows. Kom ek sê vir jou, ek is nie by jou huis nie. Ek is nie daar waar jy alleen sit nie. Kom ek sê vir jou, kerk toe kom is een ding. Glimlag is 'n ander ding. Maar om ware vrede en ware blydskap en ware gemoedsrus te ervaar is 'n hele ander saak. Het die Here jou bly gemaak vanmôre oor sy versoening. Maak die Godstad bly. Die heilige van die woning van die Allerhoogste. Halleluja. Waar sit ons Here Jesus? Aan die regterhand van die Vader. Die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binne-in. Dit sal nie wankel nie. God is daar binne-in. Waar is God binne-in? God is binne in Christus Jesus en ek is in Christus Jesus. Daarom is ek die geregtigheid van God in Christus Jesus. God is in, hallelujah, Christ. He's in the message of the cross. Hy is in die boodskap van die kruis, want daarin is God. Hallelujah. Jy bly geraak vanmôre. Hallelujah. God is daar binne-in. Dit sal nie wankel nie. Wat is 'n vaste fondasie? Wat is die grondslag van die evangelie? Wat is dit? Dis Jesus Christus in hom as 'n gekruisigde. Dit kan nie wankel nie. Alles rond jou om jou kan wankel. Maar dit kan nie wankel nie, want dit bly vas staan. God se getrouheid bepaal nie jou ongetrouheid nie. God bly getrou. Hy bly soewerein, hy bly almagtig, hy bly in beheer. God het niks nodig nie, en kom ek sê vir jou, kom ek vertel vir jou nie, die duiwel is nie die vyand van die Here nie, want God kan nie vyande hê nie, want hulle is nie 'n match nie. Ons adversary is the devil. Hy is nie die Here se adversary nie, hy kan nie God se adversary wees nie. Hy kan nie, want God het nie 'n gelyke, God is bo alles. Hy is ons adversary. God is daar binne-in. Dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Halleluja. This is the day that the Lord has made, We will rejoice and be glad in it, This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, because God is in it. This is the day that the Lord has made. Is dit nie waarvan hy praat hier nie? As die dag aanbreek, die dag breek aan. Hy kan aanbreek vir jou vanmôre. Die dag kan vir jou aanbreek vanmôre. En die hemelse sluise kan oopgemaak word vir jou. Waar jy die seën van die Here kan ervaar in jou hart en in jou lewe. Mense dink altyd die seën van die Here is in fisiese dinge. Maar geliefdes, die seën van die Here is wanneer jy vrede het, terwyl alles rondom jou uit mekaar uitval. Dis die vrede van die Here. Want is maklik om bly te wees, luister mooi vir my, as alles mooi loop, en as alles goed gaan. Maar wanneer dinge nie so goed gaan nie, dan begin jy ook aan 'n prentjie sien.
En dan begin jy die ou mens sien om te skrik en hy wil uitkom, hy skree my maat, want hy wil nou sy sê. Hy wil sy ongeduldigheid en sy mismoedigheid en al sy pakkies en koeverte en al die bagasie wat hy oor wil praat, wil hy nou neerlê. Dis die ou mens. En die ou mens is mos begrawe. Hy is mos begrawe, geliefde boetie en sussie. Nasies het gebruis. Koninkryke het gewandel. Ons kan nie staat maak op die government nie. Ons kan nie staat maak op die dinge van die wêreld nie. Ons kan nie staat maak op sielkunde nie. Ons kan nie staat maak op mense maak toe programme nie. Ons kan net staat maak op Christus Jesus en dit wat hy gedoen het, want dis die fondasie wat nie wankel nie. Dit is waar God sy werk binne-in doen en dit is waar ek kan skuil vanmôre deur my geloof en vertroue vas te maak in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Prys die Here. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel, hy het sy stem verhef, die aarde bewe, halleluja. Die Here van die leerskade is met ons. Wat het geword van Dawid wat sê, met my God, hardloop ek deur 'n bende storm. Met my God spring ek oor 'n muur. Wat lyk vir jou soos 'n muur vandag? Wat 'n bende storm is 'n patch vir jou koning Jesus. Nothing is a match for him. Geliefde boetie en sussie, is jy hier om 'n woord te ontvang vanmôre? Want as jy in geloof die woord ontvang vanmôre, mag dit jou lewe verander vanmôre. Mag jy anders te kyk. Mag jy anders te kyk na hindernisse in jou lewe. Mag jy anders te begin kyk na dinge wat jou pad langs kom. Ons kyk altyd, dan sien ons dit gaan goed, dan prys ons die Here, sê halleluja, U is goed vir my, kyk hoe goed is die Here, het jy geweet, die Here bly ook net so goed, al gaan jy deur 'n dal van donker skade weer, God wil jou uit jouself uitkry, hy wil jou fokus op hom kry, want hy soek die Heer, hy soek die Heer, hy soek die Heer, hy soek die Heer vanmôre, die mens nie. Partykeer tel ons te lank om te besef dat God al die eer moet kry in jou lewe en hy kan alleenlik eer kry wanneer ek my geloof vasmaak en my onder die kragtige hand van God verneder. Kom aanskou die dade van die Here. Wat verskriklike dinge oor die aarde bring. Wat die oorlog laat ophou, tot by die einde van die aarde. Die boog verbreek en die spies stukkend slaan, die strydwaans met vuur verbrand. Laat staan en weet ek, dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskade is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting en weer eens Sela. Oordink dit. Geliefde boetie en sussie. When the cross is preached, the flesh screams the loudest. Geliefdes, jy is net 'n oomblik weg van jou vlees, want jy is vlees. En wat hierdie vlees sal doen is, hy sal jou probeer oortuig, dat dit nie die kruis alleen is nie. Hy sal vir jou probeer oortuig, dat dit is 'n onmoontlike saak. Hy sal vir jou probeer oortuig, van alle ander dinge, al lyk dit hoe mooi,
Want hierdie vat nou al so lank om te werk. Ek is al hoe lank in Kruisstap familiegemeente en ek hoor so lank hierdie boodskap van die kruis, maar waar is hierdie verskil wat ek sien in my lewe? Kom ek sê vir jou, dalk is die Here net besig om alles uit mekaar uit te trek, om by jou hart uit te kom, geliefde boetie en sussie. Hy's besig om uit mekaar te skeer, om by jou hart uit te kom. Hy soek 'n oorgawe aan God vanmôre. Hy soek 'n oorgawe aan God vanmôre. God werk persoonlik met jou. Hy werk persoonlik met jou en met my. En geliefdes, kom ek sê dit vir jou vandag. Niks gebeur in 'n kind van die Here se lewe as die Here dit nie toelaat nie. Want die vyand kan nie doen wat hy net wil doen nie. Hy moet toelating verkry. Ons sien dit in Job. So geliefdes, as jou tyre pap word, prys die Here. As iemand jou sleg sê, omdat jy die naam van die Here groot maak, prys die Here, want salig is julle, as julle vir ongeregtigheid valslik beskuldig en vervolg word. Das mense, wat moet 'n werklikheid besef. Ek sê vir my vrou vanmôre, I'm not in this because I disobeyed. I'm in this because God wants me in this. He wants to prove to me that He can and that He is sovereign. Ek erken jy maak verkeerde keuses. Ek erken jy kan dinge verkeerd doen en jou in 'n moeilikheid laat behoort of beland. Maar God bly getrou om my sonde te vergewe, my ongeregtighede onder sy bloed te plaas, en ek kan in sy geregtigheid vorentoe beweeg. En ek sê soos Paulus, ek vergeet die dinge wat agter my is, en ek strek my na die dinge wat voor my is, om die prys te verkry in die hoë roeping van Christus Jesus, wanneer Jesus my kom haal. So God is not only good when you drive a Mercedes-Benz. He is very good when you push a wheelbarrow as well. I can be full of the Holy Ghost and push a wheelbarrow, but I can be full of religiosity driving my BMW. Die goud wat jy ervaar in Christus Jesus is meer werd as wat hierdie wêreld kan ooit in sy lewe bied. En Paulus sê, ek dank, of is dit Jakobus, dit louter my 'n vreugde as julle allerhande versoekinge val. Want dit is suiwer goud, geliefdes, is geloof, jou geloof word beproef. Soos 'n louter deur 'n oond gaan jy. Geliefdes, die Here het jou dalk in daai situasie gesit om jou te louter. En wat gaan jy moet doen? Be still and know that I am your God. Ek weet waarvan ek praat. Dat wanneer 'n situasie op pad langs kom, dan is dit wat jou kop maal die heel dag. Jy sit nie stil nie. Jy is so onrustig tot hierdie ding opgesolf is. Die Here sê vir jou, wees stil en weet, ek is jou God. Ek praat van myself. Ek gaan deur dinge wat net by God bekend is. En by my vrou en by my familie. Maar kom ek sê vir jou, om te stry en te beklei en te murmureer, en om in die vlees dinge te probeer regstel, is 'n doellose einde. Ek kan maar vergeet. Maar as jy stil staan in die volle wetende, en jy sela, ons moet sela baie. Ons moet sela baie, en dit beteken om dit te bepeins.
Ons moet sella baie. Hey, ek kan nie vir jou vertel van probleme wat ons ervaar nie. Jy sê, jy kan my vertel. Kan jy my vertel, het jy geweet, die een langs jou se probleme lyk 'n bietjie groter as wat joune is. Sê dankie Here vir u genade. Want ons kyk na Job, dan is nie een van ons hier wat kan sê ons is soos hy beproef nie. En hy is nie eens 'n Nuwe Testament gelowige in Christus Jesus nie. Hy was nie eens nie. Hy was nog onder die ou verbond. Geliefdes, ek sê vir jou vandag, dat ons mis baie keer die Here se operasietafel in hierdie lewe. Ons mis dit baie keer. Want sodra hy ons wil neerlê op daai operasietafel om aan ons hart te werk, dan begin ons skree en spartel. Maar is noodsaaklik vir jou. En wat ook al my pad langs kom, wat ook al gebeur in my lewe, mag my geloof en mag julle geloof vasstaan in die kruis van ons Here Jesus Christus. Mag jy vasbeslote wees en wag op die Here. Mag hy vir jou krag gee en mag hy die onmoontlike verrig en mag jy aanskou dat God die glorie kry. Baie mense is bly oor 'n blessing. Baie bly is die Here, dis goed om bly te wees as die Here vir jou iets doen. Maar kry jy oë van die blessing af en kry jy oë op die blesser. Kry jou fokus in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Want daar kry God die heerlikheid. Mens moet versigtig wees dat 'n blessing 'n afgod word, want dit word vinnig 'n goue kalf as die vlees in die blessing is. Get your eyes on Jesus. He's calling you. Sorabashandara kasia bahande leboshatara basiara bahande. Kirabasita la bashondoroku sharara bahande. Hinaraiki homboshe narakasia bahiendo loko shereono. Hinasioro shanakia basiana. Kom ons staan saam. Geliefdes, terwyl elke oog gebuig is en elke hoof gesluit is, wil ek hê dat jy moet op die Here fokus vanmôre. Maar om my oë op Jesus te kry, moet ek my hart kry in gehoorsaamheid aan die kruis. My hart in daai gehoorsaamheid aan die geloof, ek moet dit kry daar. Dit moet vir my 'n liefde wees om my geloof te plaas daar. Om daar die louter vuur te kan gaan. Om te kan weet dat die Here Jesus vir my die weg gebaan het, dat hy vir my hierdie pad van geregtigheid volbring het, dat hy my daarin lei, en mag ek net daarin berus te wees, dat alles ten goeie uitwerk vir die wat die Here lief het, dat ek sal stil word terwyl alles om my uitmekaar uitval, mag ek net stil wees, en mag ek soos Paulus ek sê vir julle herhaaldelik, verbly julle in die Here. Verbly julle in die Here.
Maar waar is die verblying in die werking? Dis deur dit wat U vir my aan die kruis gedoen het. Here, ek wil bid, Here, dat U elkeen vanmôre dit sal laat ervaar, Here, in hulle hart en in hulle lewens. Dat wanneer daar situasies is, of jy besig is in 'n storm, of jy weet nie van 'n storm nou nie, maar dat jy sal weet dat my geloof en vertroue moet geanker bly in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Mag dit so wees, Here. Mag U die waarheid van die kruis oopmaak tot elke hart en tot elke lewe. In Jesus kosbare naam bid ek dit. Amen en amen. Wees stil en weet dat ek jou God is. Hierdie boodskap is vanmôre vir ieder en elk vanmôre, want ek het 'n ander boodskap gehad. En net toe ek by my driveway instop, toe gee die Here vir my 'n boodskap. Hy's nooit te laat nie. Hy's altyd op tyd. Weet net jou geloof en vertroue moet lê in dit wat Jesus gedoen het. As jy dink jou storm is groot, kom praat met my. Maar as ek dink my storm is groot, moet ek weet daar's ander wat se storms groter as myne is. Maar ek kan net sê dankie Here vir U grootheid en U genade. Ek is eerder in hy louter vuur onder die genade van God as wat ek in die wêreld in die vlees is, onder die troon, onder die toren van God. Dit moet jy onthou. Die wêreld gaan ook deur dinge, maar kom ek sê vir jou, ek gaan deur dinge, maar weet ek saam met my? Jesus is met my. Waarom sal ek vrees? Dis 'n werklikheid. Gaan ons 'n laaste koortjie saam sing. Wat het ons lekker gesing? Wonderbaar. Ja, kom ons sing wonderbaar. Kom ons sing wonderbaar. Is hy nie wonderbaar? Yes, is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Yes, kom ons sing saam. Is hy nie Wonderbaar. Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Het jy geweet die evangelie is aansteeklik? Ek hoop jy steek die mense aan met die vreugde van die Here vanmôre. Yes, is hy nie wonderbaar? Yes, is hy nie wonderbaar? Yes, Hy is nie raasbaar. Het jy raak oor? Anna Jesus. die sterke God. Hy is die ewige Vader. En hy is my vrede God. Hy is die raasbaar. Hy is die sterke God. Hy is die ewige Vader. En hy is die vrede God. Sit jare by my. Halleluja. Yes, halleluja. As jy daar aankopies doen, dan moet hulle sê, Here, wat gaan aan met hierdie meneer? Wat gaan aan met hierdie dame? Ek doen die Here, halleluja. Wonderbaar. Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Hy is die raasman. Nie die sielkundige nie. Jesus, sterke God. Hy is die ewige Vader. Hy is die vrede God. Hy is die raasman. Hy is die sterke God. Hy is die ewige Vader. Hy is die vrede God.
mooi. Gospel. Yes. Hy is die sterke God. Hy is die ewige Vader. Hy is die vredevol. Hy is die raadsman. Hy is die sterke God. Hy is die ewige Vader. Hy is die vredevol. Halleluja. Hy is die raadsman. Hy is die sterke God. Hy is die sterke God. Hy is die ewige Vader. Hy is die vredevol. Sit julle by mekaar. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. Glory. Skud het af. Yes, halleluja. Halleluja, prys sy naam. Yes. Halleluja, prys die Here, mag julle in vrede gaan. Die Here seën vir julle en mag julle, halleluja, hierdie evangelie van ons Here Jesus Christus nie net verkondig nie, maar lewe. Halleluja, prys die Here. Blessings vir julle.